Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend vandag is die 14de Augustus die jaar 2026. My naam, Dani Gerber, man is my opgewonde weer. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor, dis nie my en jou geveg hierdie nie. It's not my fight. En ek luister gister na hierdie gedeelte en dit is daar in Exodus 14 vers 14, net hierdie een vers. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hoeveel kere is ek en jy nie in 'n geveg betrokke nie? Dan is dit nie eens ons geveg nie, dit het niks met ons uit te wy nie. Maar ons is deel daarvan, want ons wil net so 'n bietjie wys, ek sal my sê en ek sal my manier doen en goeders. En die Here sê baie kere vir my en vir jou, dat raak net stil. Dit is my geveg hierdie. Ek sal vir jou geveg. Ek sal hierdie geveg vir jou doen. En baie keer is dit 'n geveg wat ek en jy nie kan geveg nie, dan gee ons dit vir die Here. Maar dan hou ons horlosie dop. En dan gaan die Here hierdie saakie uitsorteer, want nee, maar laat ek dit maar eerder self uitsorteer, want dis my naam is op die spel. My eer is op die spel, my toekoms is op die spel, so laat ek maar net gou hierdie ding gaan regstel. En die Here sê vir jou, wees rustig. Hy is in beheer. So, sit neer jou wapens. Baie keer is dit fisiese wapens, nee. Baie manne gebruik ons hierdie wapens om gou hulle geveg uit te sorteer. Maar baie keer is daai wapen wat jy ook het, jou tong. Nee, ons wil goeie sê, ons wil onsself regverdig, ons wil ons sê, want soos ek gesê het, my naam en my eer loop daarmee saam. So jy probeer hierdie geveg wen, wat nie eers jou geveg is nie. Jy het nodig om enige iets te gaan bewys nie. Jy het nie nodig om enige iets te bewys nie. Gee dit net vir die Here. Hy weet die regte tyd, die regte plek, hoe om dit uit te sorteer. Maar ja, baie keer is dit nie lekker nie. Die Here sê, hy sien die onreg wat jou aangedoen is. So die Here is nie blind nie, die Here is nie doof nie, hy sien die onreg. Hy sien die verwarring wat gesaai is, en hy sien jou trane, dit wat mense gesê en gedoen het, wat jou te nagekom het, wat jou seer maak. Maar moenie jy hierdie geveg self gaan veg nie. Gee dit vir die Here. Die Here is besig om dit te hanteer, al lyk dit nie altyd vir my en vir jou so nie, nee. Soos ek gesê het, ek wil dit nou uitgesorteer hê. Hoe lank gaan die Here nog vat om hierdie uit te sorteer? Dis nou al 1/2 uur. Die Here het dit nog nie uitgesort nie. Kom ek telefoon op. Ek sort gou self hierdie probleempie uit. Nee, raak rustig. Wat sê vers 14? Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En dit is nie altyd maklik om stil te wees nie, nee. Die Here is besig om dit te hanteer. Ek en jy moet terugstaan, sodat God kan intree. Amen. Die groot ek is jou advokaat. Hy is jou regter, en hy is jou beskermer. Laat hom toe om vir jou te veg. En weet jy, ene wat ek vir jou verseker kan sê, jy sal nie hierdie saak verloor nie. As jy moet hof toe gaan, en jy het Jesus Christus as jou advokaat, God as jou regter, die Heilige Gees as jou beskermer, kan jy nie hierdie saak verloor nie. En die Here sal hierdie saak verseker wen, maar jy moet dit vir hom gee. Weer, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Oefen dit, probeer dit, gee dit vir die Here, en los dit in sy hande. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie. Ja, Here, baie keer is ons in 'n geveg, en ons wil net ons naam en ere herstel, en ons wil dit gou self uitsorteer. Maar Here, baie kere is 'n geveg nie ons geveg nie, en hierdie is een van hulle, waar mense jou naam beswadder en sleg maak, en nie goed praat van jou nie. Here, dan sê u woord, wees stil. Wees net stil, want die Here sien die onreg. Hy sien die trane, hy sien dit wat teen jou gebruik is, en jy is onskuldig in hierdie saak. En die Here sal hierdie geveg uitstry. Gee dit net vir hom. Here, hou ons trou, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek, gaan verkondig die evangelie van Jesus. Wat sê ek elke keer? Onthou, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik. Nee, as jy iets gaan doen hierdie naweek, en jy gaan die Here nie daarin verheerlik nie, stop daarmee, voor dit te laat is. God bless.